Paulus sê in 1 Korintiërs 2 vers 2, hy sê ek het my voorgenem om met julle oor niks anders te praat as oor Jesus Christus en wel hom die gekruisigde nie. Want dit is waar ons krag is. Paulus sê ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is die krag tot redding vir elkeen wat glo. En ek weet nie waar die lewe gebeur mos, nê? En daar gebeur dinge daar buite en jy kom vanoggend hier in en eintlik is jou hart so vol met dinge wat gebeur het, dat 'n mens baie keer net aangaan en vergeet, maar hoor jy, ons het 'n pad gestap tot hier toe. En ek weet nie wat in jou lewe aangaan nie. Ek weet nie wat in jou werk aangaan, of in jou huwelik aangaan, of in jou verhoudings aangaan, of wat jou kwel, of wat jou seermaak, of wat jou pla nie, maar ek wil hê jy moet vanoggend hierdie ding weet. Wat ek dink van jou, bepaal nie jou waarde nie. Wat ek van jou dink, om die waarheid te sê, wat ander van jou dink, waar ook al jy is, dit bepaal nie jou waarde nie. Wat jy van jouself dink, bepaal nie eers jou waarde nie. Jou verlede en die foute, of oordeelsfoute of sonde, of goed wat jy aangevang het, wat ons nie oor vanoggend sal praat nie, bepaal nie jou waarde nie. Die hoeveelheid geld, of die gebrek daarvan, bepaal nie jou waarde nie. Die tipe werk wat jy doen, bepaal nie jou waarde nie. Of jy geleerd is en of jy geen geleerdheid het, bepaal nie jou waarde nie. Jou waarde word bepaal deur dit wat die Here Jesus aan die kruis gedoen het. En ek wil hê jy moet vanoggend baie diep bewus wees dat jou God is lief vir jou. Hy is so lief vir jou dat hy sy eie seun nie gespaar het nie, omdat hy jou wil hê. Hy wil jou hê, hy wil jou alles van jou hê, hy wil 'n verhouding met jou hê en hy wil jou red. Kan jy amen sê daarop? Nou dit gesê, wil ek 'n bietjie totaal waansinnig word. Sal julle my vergewe as ek goed sê wat regtig onnodig is en sê Johan, you have crossed the line. Sal julle my vergewe vanoggend? Want ek gaan nou 'n paar goed sê en dit gaan totaal waansinnig wees en ek gaan vir julle sê wanneer dit oor is. Okay, so ek het 'n besigheidjie gehad in 1991 tot 1995 en my besigheid se naam was die Tasmous. So, ek het 'n wit tas gehad. Ons het redelik arm groot geword en ek was dik daarvoor om arm te wees. Rarig. Julle, dit is stupid om arm te wees. Dit is nie lekker nie. En want jy kan nie die goed koop wat jy wil hê nie. Almal koop CD's en kassette daai tyd en jy kan dit nie kry nie. Almal het matriekbaadjies en jy kan dit nie kry nie. En ek het net besluit ek moet iets daaraan doen. En ek het sweets begin verkoop. Nou, Fireballs was een van my groot verkopers, maar Fireballs se wins was nie so hoog nie. So ek het nie baie van Fireballs gehou nie. Maar wat ek wel van gehou het, was die pille. Ek dink ek het julle al vertel van die pille. Iewers was daar 'n apteker wat pillepres gehad het en sweets gepres het daai. Nou, ek dink ek het julle al vertel van dit, maar ons was 'n tegniese skool, so wat hulle gedoen het met daai pille, is hulle het dit fyn gedruk en gesnyf. Suiker brand laat die oë traan, hoor. Maar so daai pille het ek gekoop teen 2 sent een en ek het verkoop teen 5 sent een. So ek het 'n omset gehad, nie wins nie, 'n omset gehad van R1000 'n maand. Nou, dis dalk nie so baie nie as jy sê my winsmarge was omtrent 40% en dit beteken ek het R400 wins gemaak 'n maand. Nou, dis nie so verskriklik nie. Dis nie vuurwerke nie, maar dit het geld in my sak gesit. En in die buurt waar ek gebly het, was ek die rykste seun, ek kan jou dit nou sê. So dit was 'n lekker tyd van my lewe, maar in 15 Augustus 1994, in die middel van my Tasmous dae, toe kom ek tot bekering. En toe het my Tasmous stadig begin doodloop, want ek het 'n nuwe passie begin kry. Geld het nie meer vir my so belangrik gewees nie. Die Here Jesus was vir my belangrik. En ek het skool toe gegaan om sendingwerk te gaan doen. En toe het ek gaan swat by die Baptiste Seminarium en daarna is ek beroep na Bloemfontein Baptiste Kerk toe. En die Here was vir ons goed. Daai gemeente het gegroei toe ek en Tanya Kaap toe gekom het. Toe was daar so net so oor die tussen 3.500 volwassenes op 'n Sondagoggend in die banke gewees. Nou Anneke, jy onthou dit want jy kom ook daarvan. Wie kom van Bloemfontein Baptiste Kerk? Of hier's 'n paar van julle. Wie kom van Bloemfontein Baptiste Kerk? Hier is 'n paar hande, maar ek dink hulle is laatslapers. Hulle kom tweede diens toe, maar hier's 'n paar van julle. En dit was wonderlike dae. Dit was wonderlike dae gewees, maar ek en Tanya kry toe in ons hart 'n beweging dat die Here roep ons om Kaap toe te gaan. So wat ons te doen is, ons verkoop ons 2 woonstelle wat ons toe nou gemaak en ons het so R130,000 wins gemaak uit die 2 woonstelle uit, wat daai tyd baie geld was. En ons het daai geld gebruik om hierdie gemeente te plan. Ons het al daai geld ingesit om hierdie gemeente te plan.
En toe het ons die gemeente geplan. En dit was binne die eerste jaar, dit was omtrent so, julle sal sien Kenneth is nie daar nie. Ek dink Anneke, jy's daar. Anneke, dis jy daai. Sien jy? Dis jy daar. En dis hoe dit gelyk het. Julle, dit was moeilike dae. En die Here was vir ons goed gewees, want kyk waar is ons vandag, nê? Nou, hoekom vertel ek julle hierdie storie? Want ek wil hê julle moet weet, dat ek is eintlik 'n besigheidsman. Ek is eintlik 'n besigheidsman. En ek het my rug gedraai op my besigheidsambisie om vir die Here te lewe. So ek dink, as ek eendag hemel toe gaan ek 'n baie groot beloning kry. Okay, julle het die gate gesien in daai storie. Julle het die gate gesien in daai storie. En nou wonder jy, hoekom sal ek begin met so 'n storie? En daar's 'n rede, want ek wil die vraag vanoggend vra, is dit hoe die Here se genade werk? Is dit hoe die Here se genade werk? En alhoewel ek is seker as ek vra, wie van julle stem saam, dis nie hoe die Here se genade werk nie, gaan ek 100% hande opkry. Wie stem saam, dis nie hoe die Here se genade werk nie? Steek gou op die hande. Okay, wie weet nie hoe dit werk nie? Ek wil net sien of daar van ons ook is, want ek gaan dit vandag vir julle mooi verduidelik. So dit is nie hoe dit werk nie, en ek wil vanoggend met julle praat oor God se genade wat nie sin maak en nie met mense se rede uitgewerk kan word nie. En ek wil hê jy moet dit in gedagte hou vanoggend. Ons kom by die 7de gelykenis, en jy gaan nou sien hoe my storie daarin inskakel, en ons praat oor die arbeiders in die wingerd. Nou, baie van Jesus se gelykenisse het te doen gehad met of 'n wingerd of 'n land van koring of iets of dit, en ons gaan vanoggend ook oor een van daai praat, en ek hoop jy gaan dit so baie geniet soos wat ek geniet het om dit voor te berei. Maar ons gaan eers opstaan, want ons gebruik ons Bybels om die woord van die Here op te spoor, en ek wil jou uitdaag, staan saam met my op, en dan hou jy jou Bybel lekker hoog in die lug as jy agter daar reg vir my. Sê saam met my, dit is my Bybel. Ek is wat dit sê ek is. Ek het wat dit sê ek het. Ek kan doen wat dit sê ek kan doen. Met my mond bely ek, met my hart glo ek, dat Jesus die Here is. Amen, amen, baie dankie. Jy kan jou sitplek inneem. Jy kan vanoggend jou Bybel oopmaak by Matteus 20, en ek het gedink, hoe gaan ek dit 16 verse is baie verse om te lees as jou tyd beperk is, maar ek moet al 16 verse lees, so jy kan so lank soontoe blaai in Matteus. Vir julle wat aanlyn is, baie welkom, is altyd lekker om in jou huis te wees, of waar dit is, ek weet, Andrei skakel baie keer van die werk af in, of jy by die werk is, of waar dit is, baie welkom, as jy ooit in die area is, kom sê asseblief hallo, dit sal heerlik wees om jou hier te hê, en vir jou 'n koppie koffie te gee hier voor in die voorportaal. Matteus 20 vanaf vers 1 tot 16. Ek gaan al 16 verse lees. Is julle oop? Ek lees in die 83 vertaling. In my Bybel is die opskrif die gelykenis van die arbeiders in die wingerd, en ons lees vanaf vers 1 af. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met die eienaar van 'n wingerd wat vroeg in die môre uitgegaan het om arbeiders vir die wingerd te huur. Nou dit was waarskynlik 6:00 die oggend. Hier was hierdie groot oes, hierdie groot werk wat gedoen moes word, en die arbeider en die landheer het uitgegaan en het probeer om al die werkers bymekaar te maak. Nadat hy met die arbeiders ooreengekom het om hulle 'n gewone dagloon, en dit is die sleutel hier, 'n gewone dagloon te betaal, stuur hy hulle om in sy wingerd te gaan werk. Teen 9:00 gaan hy weer uit en hy sien ander werkloos op die mark rondstaan. Met ander woorde, van 6:00 tot 9:00 het hierdie mense gewerk, en die eienaar van die land het besef, hoorie, teen hierdie spoed gaan ons nie klaar kry nie, ek moet nog werkers gaan haal, en hy gaan terug na die land toe, na die stadsplein toe, en hy kry nog werkers. En hy sê vir hulle, gaan werk julle ook in my wingerd, en wat billik is, sal ek julle betaal. Hulle is toe soontoe, teen 12:00 en teen 3:00 het hy weer uitgegaan en dieselfde gedoen. Nou, ek was nog nooit regtig op 'n plaas in oestyd gewees nie, maar ek kan dink wat in hierdie man se hart aangaan. Hy kyk na die oes, hy sien die oes is heeltemal te groot, ons het te min werkers, en hier's 'n paar van julle wat plaasboer agtergrond het en boere was, so julle sal dit beter verstaan. So, daar's 'n dringendheid by hom, ek moet nog werkers kry, ek moet nog werkers kry. En omtrent 5:00 gaan hy uit, nou as julle wonder, China tyd is 6:00, omtrent 5:00 gaan hy uit en hy kry ander wat daar rond staan, en hy sê vir hulle, waarom staan julle heeldag werkloos hier rond? Hulle antwoord hom, omdat niemand ons gehuur het nie. Gaan werk julle ook in my wingerd, sê hy vir hulle. Toe dit aand word, sê die eienaar van die wingerd vir sy voorman, roep al die arbeiders en betaal hulle loon.
begin by die laastes en eindig by die eerstes. Die wat teen 5:00 gehuur is, kom toe en elkeen kry toe 'n gewone dagloon. Die mense wat eerste gehuur is, vandag is dit die jackpot dag. Vandag, as hulle wat net 'n uur gewerk het, soveel gekry het, dan gaan ons gaan coin. Ons tree af na vandag. Die mense wat die eerste gehuur is, het gedink hulle sou meer kry, maar toe hulle aan die beurt kom, toe kry hulle ook elkeen 'n gewone dagloon. Nou kom aan, wees eerlik. Wie van julle sal teleurgesteld wees? Dit klink nie regverdig nie, stem julle saam? Maar waar kom dit vandaan? Maar dis nie al nie, ons lees verder. Hulle vat toe die geld, hulle gaan nie soveel klaar as sê, hulle gaan nie aanvaar nie. Hulle vat toe die geld, maar begin toe by die eienaar kla en sê, hierdie laastes het net 1 uur gewerk en nou betaal u hulle dieselfde loon as vir ons wat die hele dag hard gewerk het in die warm son. Daai onreg, beleef julle dit ook? Ek is sommer van vooraf kwaad. Maar hy antwoord een van hulle, hy sê, vriend, ek doen jou geen onreg aan nie. Het jy nie met my ooreengekom vir 'n gewone dagloon nie? Dis nie wat ons dan gesê het nie, toe ek jou gaan haal het, ek gesê, dis wat ek jou gaan betaal, en ek betaal jy dit nou, wat is nou die storie? Vat jou geld en gaan huis toe. Ek wil vir hierdie laaste een dieselfde gee as vir jou. Mag ek dan nie met my geld maak wat ek wil nie, of is jy afgunstig omdat ek goed is? So sal die laaste eerste wees en die eerste laaste. Dis ons teksgedeelte. En ek hoop regtig die Here help vir my om hierdie oop te breek, want hier is 'n baie moeilike gelykenis, die arbeiders in die wingerd. En soos julle kan sien, gaan dit oor God se genade, dit gaan oor God se goedheid, en onderliggend sou ons die woord regverdigheid ook daar wou inbring, maar ek wil 'n bietjie met julle praat oor wanneer God se goedheid en genade nie met ons menslike verstand uitgewerk kan word nie. Ek gaan 'n paar lesse met jou deel, so as jy 'n raamwerk het of iets skryfplek, is dit nou die tyd om te skryf. Hier's 'n paar lesse wat ons uit hierdie gedeelte moet lees. En die eerste en die belangrikste een wat ek en jy moet verstaan, is 'n dringendheid by die eienaar wat God is, want daar's 'n groot oes en die oes moet ingebring word. En omdat daar 'n groot oes is, moet daar baie werkers bymekaar gemaak word. In Matteus 20 vers 1, met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met die eienaar van 'n wingerd wat vroeg in die môre uitgegaan het om die arbeiders vir sy wingerd te huur. Nou God se koninkryk, die term God se koninkryk kom 51 keer voor in Matteus. Met Markus, Lukas en Johannes kom dit altesaam 65 keer voor. So jy kan sien, Matteus is baie lief om te praat oor die koninkryk van God, en die rede daarvoor is omdat Matteus skryf hoofsaaklik vir Jode, en omdat hy vir Jode skryf hy probeer baie duidelik maak dat hulle moet verstaan, Jesus is die koning, die beloofde koning van die Ou Testament. So half en half kan jy Matteus sien as 'n evangelis wat om sy hart het om met Jode te werk. Nie dat julle verstaan hoekom dit so is. Ons het egter 'n probleem met hierdie gelykenis, want meeste gelykenisse kom in meer as een evangelie voor. So met ander woorde, as iets onduidelik is, gaan lees dit net in 'n ander evangelie. Baie ander gelykenisse wat onduidelik is, gaan die disippels na die tyd en sê, Here, verduidelik vir ons, want ons verstaan nie wat hy sê nie. Of Jesus verduidelik dit sommer net want hy weet hulle verstaan nie. Maar hierdie gelykenis kom net in Matteus voor en Jesus gee absoluut geen verduideliking nie. So wanneer jy in hierdie as jy dit raak lees, dan moet jy verstaan dat die skrywer het aanvaar jy gaan weet en ek gaan weet. So ons moet deur die res van Matteus gaan om dan die blanks in te vul as te ware. So dis wat ons nou gaan doen. So ons moet nou die vraag vra, wie of wat is die wingerd? Wie of wat is die oes? En wie of wat is die werkers? Nou, ek gaan dit vinnig vir julle verduidelik. Die koninkryk is Jesus se grondgebied. Nou, ek het Suid-Afrika daarin, en die van julle wat 'n bietjie aardrykskundig gehad het op skool sal weet, dis nie Israel daai nie. Maar ek het Suid-Afrika opgesit want dis waar ons bly en ons bly daar onder hierdie kant. En dis die grondgebied waarin ons werk. Nou wanneer ons praat oor God se koninkryk, dan gaan dit oor Jesus se grondgebied. Ek en jy, kom ons gaan eers na die oes toe. Die oes verteenwoordig al die verlore mense wat gereed is om Jesus aan te neem. Dis die mense wat gereed is om Jesus aan te neem en gered te word. En dan natuurlik die werkers, wil julle raai wie is die werkers? Dis ons, dis ek en jy wat vandag geroep word. En met hierdie gelykenis, onthou net Jesus het dit vir sy disippels vertel, maar Matteus het dit opgeskryf sodat ek en jy dit vandag kan hê om te weet,
daardie roeping gaan oor na my en jou. As jy vanoggend hier sit en jy sê, maar ek is 'n kind van die Vader, ek het Jesus Christus aangeneem as my verlosser en saligmaker, dan's ek en jy arbeiders in hierdie land. Nou daai vers daar op daai muur is hier ter sprake. Jesus sê toe vir die disippels, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Ons moet bid vir die Here. So daar's nie fout met die oes nie. Daar's mense wat tot bekering sal kom wanneer ons by hulle uitkom. Daar's mense wat die Here Jesus wil aanneem. En daai mense is jou neefie, dis jou niggie, dis jou werkskollega, dis jou seun, dis jou dogter, dis jou pa, dis jou ma, is die mense met wie jy in aanraking kom. Die Here wil hulle red en daar's 'n klomp van hulle wat soos wat ek en jy nou praat, is hulle gereed. Hulle is gereed om die Here Jesus aan te neem as iemand hulle net sal nooi. Nou, dit gesê, hierdie gelykenis roep die Here vir my en vir jou. Stam net die ou saggies langs aan en sê, die Here roep vir jou. Hy roep vir jou om jou hande en jou voete vuil te maak in sy koninkryk. Hy roep vir jou, hy roep vir my om ons hande eelte. Nee, wat noem jy dit as jy blaase kry op die hande? Blaase op jou hande te werk vir die koninkryk. En dis die uitdaging wat tussen die lyne is. So dis die eerste les. Het julle hom gekry? Kan ons aangaan na die tweede les toe. Die tweede les wat ons uit hierdie gelykenis uit kry is dat nie almal kom tot dieselfde tyd tot bekering nie. Nie almal kom tot dieselfde tyd tot die bewussyn dat ek moet actually werk nie. Baie van julle is betrokke iewers in die koninkryk van die Here. Baie dink die som totaal van my Christendom is om op 'n Sondagoggend kerk toe te kom. As dit jy is, dan is jy nog op die stadsplein. Matteus 20 vers 2. Nadat hy met die arbeiders ooreengekom het om hulle die gewone dagloon te betaal, stuur hy hulle om in die wingerd te gaan werk. Nou so, ek het dit reeds gesê, nie almal word op dieselfde tyd gered nie. Nie almal word op dieselfde tyd kry hulle daai bewussyn van my Here, ek moet eintlik werk vir die Here nie. Van julle het op skool die Here leer ken. En weet julle, is my wonderlik. Kyk net daar agter, al die jong mense wat daar agter is. Weet julle, het julle gesien hy koffiebediening daar tussen die dames baie trots op julle en die baristas. Ons het soveel jong mense. Baie van julle het eers toe julle studente is die Here begin dien en baie ander het eers baie later die Here leer ken en vir hom begin werk. Nou die ding wat ons hier moet doen is en ek wil vir julle kom dankie sê vanoggend want ek dink regtig ons gemeente is gemobiliseer. Baie, dalk nie meeste nie, maar baie mense is baie betrokke. Daar's om Kobus se pannekoekdag weer. Dit is my wonderlik om te sien hoe die 50, 60 mense 6 uur opdag. Dit gaan hierdie jaar 'n bietjie vroeër moet wees. En hier in die voorportaal pannekoek bak dat dit snaaks lyk. Is my wonderlik. Dit maak my baie opgewonde om dit te sien. Dit is my lekker om die jong mense te sien. Nie net op Vrydae-aande werk nie, maar elke dag van die week. Weet julle, elke keer as ek hier kom, dan is die jong mense besig om iets te doen. Dit is my heerlik om dit te sien. En julle koffietannies, maar dis almal, julle info-tannies, almal van julle groetspan. Ek is so bang om iemand uit te laat. Maar die van julle weet wat iets doen, waar dit ook al is, ek wil vir jou kom dankie sê, want julle die mense werk so hard. Ek het gehoop Domie Chris is vanoggend hier, maar hy is op pad terug van Johannesburg af. So ek gaan vir hom sê, ek het 'n foto gewys, maar ek gaan hom niks sê nie. Hy gaan eers die preek moet gaan kyk aanlyn. 1 Korintiërs 15 vers 58 is een van my en Chris van Skalkwyk se gunsteling verse. Wees dan vastig. Wees onwankelbaar. Altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat jy weet dat julle inspanning en diens van die Here nie te vergeefs is nie. Ouens, ek wil jou kom oproep. Dalk sit jy net hier. Jy het nog nie jou hande en jou voete begin vuil maak in die koninkryk nie. Jy staan nog op die stadsplein. Ek wil vir jou kom vra. Kom help. Kom help. Kom maak jou hande en jou voete vuil. Dis die tweede les. Dit bring ons by die derde les. En ek gaan weer terugkom na die tweede les toe aan die einde, maar die derde les wat ons uit hierdie teksgedeelte kry, uit hierdie gelykenis kry is, God is goed en soewerein. Nou gaan ons 'n bietjie teologie praat. Is julle reg vir teologie? Ek het julle by 'n vorige sessie gewaarsku. Teologie is nie 'n slegte ding nie. Dis 2 woorde, theos en logos. Dis die woord oor God. So almal van ons doen in elk geval teologie. En ons lees in Matteus 20 vers 15 waar die ou kerm en kla oor dat hy te min gekry het. Hy wou meer gehad het. Mag ek nie met my geld maak wat ek wil nie? Of is jy afgunstig omdat ek goed is? Nou, soewereiniteit beteken dat God is in staat om te doen wat hy wil doen. Ek en jy sukkel daarmee. Daar's baie goed wat ek wil doen, maar ek kan dit nie doen nie.
Ek het nie die vermoë nie. So saam met dit gaan God se almagtigheid. Omdat God almagtig is, dit beteken hy het die vermoë, hy het die inherente krag om te doen wat hy besluit om te doen. Maar soewerein beteken hy het nie nodig om my en jou toestemming te vra nie. So die vraag is, mag ek nie doen met my geld wat ek wil nie? Hier is die ding, die Here het nie jou toestemming nodig om iets te doen nie. Hy het nie my toestemming nodig om iets te doen nie. Hy kan dit doen omdat hy God is. Die tweede ding hieruit is, God is absoluut goed, terselfdertyd. Sien, as jy 'n groot land is, dan kan jy 'n boelie wees. Jy kan vir hulle Zelensky sê, hoorie man, maak vrede met Rusland of ek doen iets aan jou. Jy kan dit sê, want jy is 'n groot land, en jy kan jou spiere bult. Ek kan dit nie doen nie, ek is te klein. Meeste van julle gaan my wen en arm druk. So, maar jy kan sterk wees, maar 'n swak karakter hê. God is sterk, maar hy het 'n goeie karakter. So dis hoekom die Here vir hom vra, of is jy afgunstig, is jy jaloers, omdat ek goed is. So die Here is nie net absoluut soewerein nie net kan hy doen wat hy wil, wanneer hy wil nie, maar hy's ook inherent in sy karakter, is hy absoluut goed. En daarom wanneer God iets doen, dan hoef ek en jy nooit te wonder nie. Jy het sulke vriende wat jy weet, hierdie ou sal nie 'n skewe woord sê nie. En as jy gehoor het of gedink het jy het 'n skewe woord gehoor, dan sê jy vir jouself gesê het, maar dit is nie daai persoon se karakter nie. Ek sal moet gaan uitklaar, want dit is nie hoe daai persoon is. Jy ken julle sulke mense. Jy ken sulke mense, hulle is goed. En as jy iets sleg van hom hoor, sal jy dit net nie glo nie. Né? Dis sulke mense, hulle is engele man. Hulle doen nie sonde nie. Ken julle sulke mense? My vrou is so 'n persoon, hoor. My vrou is, ek het eendag gaan sit en dink, ek sê, maar ek dink nie sy doen sonde nie. Weet jy hoe kry sy dit reg nie? Ek daarteenoor, ek sukkel. Maar God se karakter is hy's absoluut goed. Okay, so kom ek hardloop julle net terug. Wat het hier gebeur? Want ek wil hê julle moet die volle sirkel verstaan van hierdie eintlik baie moeilike gelykenis. So, daar's 'n baie groot oes. Hierdie oes is die mense wat verlore gaan. Daar's 'n klomp mense wat op die stadsplein staan, hulle is besig om nie te werk nie. Hulle is gered, maar hulle werk nie. Nou wat gebeur is, nou kom die Here en hy roep vir my en jou. En 'n paar van julle is al lankal geroep. Julle werk al lankal. Maar jy kyk na ander mense wat niks doen nie en jy voel, hierdie ouens nê, hulle doen niks nie. Hulle doen niks nie. Kyk hoe hard werk ek. En 9 uur gebeur dit weer, dat die Here roep mense later in hulle lewe. 12 uur gebeur dit weer, 3 uur en 5 uur gebeur dit weer. En wat doen die Here? Hy betaal almal dieselfde. En ek en jy kan onder die versoeking wees om te sê, maar ek hoop daarom, ek kry 'n beter stukkie hemel. Ek wil daarom 'n dubbelverdieping huis in die hemel hê, want ek het daarom hard gewerk. Ek het daarom my 2 woonstelle verkoop in Bloemfontein. Ek het gezero toe ek Kaap toe kom. Ek hoop daarom ek word 'n bietjie beter beloon. En hieroor is daar ontevredenheid. En weet julle, ek sien dit vandag in die kerk. Ek sien dit in die kerk wanneer mense beklei oor hulle stoele. Nou, ek dink nie dit gebeur by ons nie, want elke week skuif ons stoele rond, dan is dit een dienste. So jy kan nie gewoond raak aan jou stoel nie. Maar ek was in 'n kerk gewees waar mense hulle stoele warm gesit het en as daar nuwe mense ingekom het en op daai stoel gaan sit het, dan was hulle kwaad. Hulle sou voor die persoon gaan staan en sê ek sit eintlik hier, so dis my plek. Ek het dit gesien met my eie oë. Ek het dit beleef met my eie oë. En dan beteken dit jy gaan in die oes word ingebring en sê, hoorie, julle oesie, julle moet maar liewer daai kant toe lê. Hier is my plek. Ek is so simpel, maar jy verstaan. Dis wanneer mense ongemaklik raak en hier's nog 'n manier hoe dit gebeur is. As die oes groot is en die oes begin inkom, wat gaan gebeur? Waar gaan daai mense eindig? Waar? Hier. Ons sien dit klaar gebeur. Wie van julle is korter as 2 jaar by die kerk? Steek gou op die hande. Ons sien dit klaar gebeur. Korter as 2 jaar. Hier's 'n paar hande. Sien julle? Dis besig om klaar te gebeur. Nou gaan ons sê, hoor die ouens, sorry, ons is nou klaar. Die res van die drywe kan vrot aan die wingerd. Ek gee nie om nie. Ek gee nie my sitplek op nie. Ek en jy moet dieselfde dringendheid kry wat die Here Jesus het toe hy hierdie vertel om te sê, hierdie landeienaar wat God is, gaan terug en gaan weer terug en gaan weer terug en gaan weer terug. En dit moet my en jou hart wees om te sê, Here stuur nog mense. Die oes is groot, maar die arbeiders is min. Ons kort arbeiders. So, ek kan dalk nie God se goedheid verstaan nie, maar ek sien, hy red vandag nog mense. En dit maak my
In Kenneth se taal, super exciting. Stem julle saam, wie kan amen sê daar? Ouens, ek en jy kan aanspraak maak op niks nie. Ek en jy kan aanspraak maak op niks nie. Ek en jy lewe uit die goedheid van die Here se hand. Weet julle wie ek is? Ek het julle nou daai waansinnige storie in die begin vertel, maar dis regtig wie ek is. Dis regtig wie ek is, ek gaan julle nou sê wie ek is. Dis daai man wat langs Jesus aan die kruis gehang het. Dis wie ek is. Ek kan niks. Ek is net, julle ouens, ek is net te bly kan hier wees. Ek is net so dankbaar ek kan vanoggend hier saam met julle staan en oor die woord van die Here en die Here Jesus bewonder vir sy goedheid. Die Here skuld my niks nie. Wie kan amen sê daarop? En dis waar ons moet leef. Ons moet met daai dankbaarheid lewe. Nou oké, ek gaan afsluit. Ek wil vir jou vra, watter tyd is dit nou? Watter tyd is dit nou? Ek wil vir julle almal wat werk dankie sê, maar as jy hier is en jou hande en voete is nog nie vol blaase in die koninkryk nie, wil ek vir jou vra, ouens kom man. Moenie net ons alleen werk nie. Kom help. Kom meld aan. Ons het 'n video gemaak, Kenneth het vir ons 'n video opgeneem destyds in 'n voice-over in die skoolsaal toe ons 'n reeks gedoen het. Ek gedink dit gaan gepas wees om dit vanoggend te speel. So, ek gaan dit nou speel en terwyl jy hom regkry en die klank regkry, wil ek net jy sê maar Johan, wat moet ek doen? Ek weet nie, maar doen net iets. Daag net op. As dit stoele skuif is, as dit koffie bedien is, ek weet nie, maar doen net iets. Daag op en doen iets. OK. Hier is die video. Is jy reg vir hom? Ek het nog prentjies hoor. Hier gaan hy. Is jy reg vir my? Ek is 'n soldaat in hierdie weermag uit vrye wil en ek is ingeskryf vir ewig. Ek sal nie uit hierdie weermag bedank nie, maar sal aanhou dien totdat die Here terugkom of totdat ek sterf. Ek sal nie uittreë nie. Ek sal nie opgee nie. Ek sal nie gemanipuleer word deur mense of geïntimideer word deur die vyand nie. Waar my bevelvoerder my nodig het, daar sal ek dien. Of dit nou by die Sondagskool of by die koffietafel is, by die Gideons of by my werk, waar die geleentheid gegee word om die koninkryk te help uitbrei, daar sal ek wees. God kan my gebruik, omdat ek myself beskikbaar stel. Ek is 'n soldaat. Ek is nie 'n baba nie. Ek hoef nie gepamperlang te word nie. Ek hoef nie gestreel, gevlei of soos 'n kleintjie met 'n lepel gevoer te word nie. Niemand hoef my te roep, te herinner, te soebat of te smeek nie. Ek is 'n soldaat. Ek is nie 'n lafaard nie. Ek is op my pos te ere van my koning. Ek gehoorsaam sy bevele. Ek loof sy naam en ek help bou aan sy koninkryk. Niemand hoef vir my blomme te stuur, geskenkies aan te dra of lekkers uit te deel nie. Ek is toegewyd sonder die hoop van aardse beloning. My gevoelens kan nie so seer gemaak word dat ek opgee nie. Ek kan nie so mismoedig word dat ek uittreë nie. Ek kan nie soveel verloor dat ek my rug sal draai op my koning of my eenheid nie. Toe die Here Jesus my geroep het tot hierdie weermag, het ek niks gehad nie. Ek was niks. Nou is ek iemand en ek het alles. My lewe maak saak. Ek is meer as 'n oorwinnaar. Ek triomfeer. Om my bevelvoerder en my medesoldate te dien, kan my nie moeg maak nie. Die vlees kan my aandag nie aftrek nie. Mense kan my nie van stryk bring nie. Siekte kan my nie keer nie. Geld kan my nie koop nie. Regerings kan my nie stil maak nie. En die vyand self kan my nie verslaan nie. Want ek is 'n soldaat van die Here. Al verloor ek elke aardse besitting, al verloor ek my lewe, bly ek steeds 'n wenner. Ek kan alles vermag in Christus Jesus. Selfs die dood kan my nie oorwin nie. En wanneer ek wel eendag hierdie slagveld van die lewe verlaat, sal ek bevorder word tot kaptein en saam met my bevelvoerder regeer. Ek is 'n soldaat in sy weermag en ek marseer altyd vorentoe. Elke plek waar ek die sool van my voet plaas, is die Here God se grondgebied. En ek sal nie 1 meter van hierdie grondgebied afstaan in die vyand nie, want ek gee nie op nie. Ek is 'n soldaat. Vriende, met hierdie video wil ek toe ons hierdie reeks gedoen het ek nie eens gedink daaraan dat hierdie preek in hierdie rigting sal gaan nie, maar hier is ons. En daai woorde, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Hier sit ons. Dis ons. Ons is daai arbeiders. Ek wil namens die Here Jesus vanoggend vir jou kom oproep. As jy nog nie jou hande en jou voete vuil maak nie, dan is dit nou die tyd, want die oes is groot. Kan ek vir jou bid? Ons bid saam. Vader, ek kom dankie dat ons nie vir onsself werk nie, Here,
Here, wat sou dit in elk geval baat as ons die wêreld as die prys behaal, maar ons siel verloor? Here, wat sal dit baat as ek die wêreld as prys behaal, maar ek het nooit in U wingerd gearbei nie. Ek het nooit deel gewees om U te help om die oes in te bring nie. Here, vandag vir my ook, vir elkeen van ons wat hier is die grootste voorreg net om deel te kan wees van die koninkryk, vir U te kan werk. Ons bring in hierdie oggend die lof en die eer aan U. In Jesus naam bid ons dit. Amen.